Goeiemôre gemeente. Maar baie welkom by ons erediens vanoggend en wat absoluut dank en lofprysingsdiens is en getuienisdiens, nê, om vir die Here dankie te sê ook wat hy hierdie jaar in elkeen van ons se lewens gedoen het. En die drie enige God groet jou met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek lees vir ons uit Matteus hoofstuk 2 en hierdie week veral fokus op hierdie gedeelte, ook Woensdag, as die Here se wil is, die Kersdiens en dan ook volgende Sondag, ook hier uit Matteus 2, 'n boodskap. Die Matteus 2 vanaf vers 1 lees ek tot vers 12. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy's beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as jy hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys." Nadat hulle dit die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. En veral vers 11. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. Ja, dit is absoluut 'n wonderwerk wat hier plaasgevind het, nê, dat hierdie manne uit die ooste, nê, hierdie sterrekykers uit die ooste kon geïdentifiseer het hier is 'n ster wat gebore, 'n ster wat gemaak is, nê, om aan te kondig die koning van die Jode is gebore. Dis absoluut bonatuurlik. Hulle moes seker tydens die Babiloniese ballingskap van die Jode gehoor het, die Jode verwag 'n Messias, 'n koning wat gebore gaan word. Seker daarvan iets gehoor. En toe gebeur dit net dat hulle kom en hulle sien hier gebeur dit. Dis absoluut 'n bonatuurlike werking van die Heilige Gees. En ek dink 'n groter wonder is net dat hulle moet baie ryk manne gewees het, nie? Hulle moes leiers gewees het in hulle lande, geleerdes gewees het in hulle lande. Dat hulle kom en hulle sien hierdie armsalige ou plekkie waar Maria en Josef en Jesus was, nie. En om nog steeds te kniel, Jesus te nader as 'n koning. Net terwyl dit 'n eenvoudige arm plekkie was, want Josef was maar 'n arm man gewees. Nee, nog steeds Jesus te nader soos wat jy 'n koning nader in hierdie armsalige ou huisie. Die plek waar hy was. Te kniel en dan ook geskenke te gee wat jy vir 'n koning gee. Net daai goud, mirre en wierook. Net dit is absoluut bonatuurlik. En dis die wonderlike, nê, dat God kan enigiets doen, nê. Ons het ook al gehoor hoe hy mense bring tot bekering, tot geloof in Jesus, nê, in die moslemlande deur drome, visioene. Enigiets is vir God moontlik. Hy is almagtig. Maar tog wil hy ons gebruik. Hoofsaaklik wil hy in en deur ons as gelowiges werk.
En ons kan ook vandag kom ook, nee, wat bewus is van die evangelie, Immanuel, God met ons, nee, Jesus. As Jesus nie gebore was nie, weet ek nie wat hoop het ons gehad nie. Nee. En dat God 'n vader-kind verhouding met elkeen van ons wil hê. Dis die wonderlike. Nie 'n koning-slaaf verhouding nie. Jesus kon seker gekom het, nee, as 'n koning, 'n magtige koning, alles verwoes het en so, en ons sou hom net aanbid as 'n koning en ons slawe en goeders, maar nie, hy het gekom as die tweede Adam om ons sondes op hom te neem, nee, sodat ons nou vrye toegang het tot ons Vader in die hemel as 'n kind, wat 'n liefdesverhouding met ons Vader het. Wat 'n wonder, nee, dat God bereid was, Jesus, om sy koningsheerskappy te verlaat in die hemel en as 'n ou baba gebore word. Ou Josef, daar was nie eens beskerm, was nie eens 'n plek vir hom om gebore te word nie. Dit is absoluut net spreek van liefde. Alles spreek net van God se volmaakte liefde vir ons mense. En daarom kan ons hom net loof en prys. Kan ons ook net vanoggend ook geskenke bring, nee, aan God in Jesus. Net, ons kan net geskenke bring. En wat se geskenke kan ons hom bring? God het nie goud en mirre nie, jy weet, die strate daar in die nuwe Jerusalem gaan goud wees. Ek dink die beste geskenke, ware geskenke wat ons vir Here kan bring, is om te getuig van sy grootheid, sy goedheid in ons lewens. Want selfs ou Dawid, toe hy vervolg is deur Saul, in Psalm 54, dig sê Dawid vir die koorleier met snarespel, 'n gedig van Dawid na aanleiding waarvan dat die Sefiete gekom, vir Saul gesê, Dawid kruip by ons weg. En dan lees ek vanaf vers 6 verder. Maar vir my help God altyd. Nee, hierdie lewe is nie altyd maklik nie, nee, maar vir my, hy word vervolg, daar's mense wat hom verraai, vir Saul vertel waar hy is, nee. Hy sê, maar vir my help God altyd. Die Here hou my lewe in stand. Laat die onheil wat my teestanders beplan op hulle self neerkom. U is getrou, vernietig hulle. Dan sal ek offers aan U bring, selfs meer as wat U vra. Ek sal U naam loof, Here, want U is goed. U het my uit elke benoudheid gered en my oor my vyande laat triomfeer. So hy sê, so dan sal ek offers aan U bring, selfs meer as wat U vra. Ek sal U naam loof, Here, want U is goed. Getuig van God se teenwoordigheid en goedheid in ons lewens. Dit is die geskenke wat ons ook vanoggend aan die Here bring, deur ons getuienis. Te getuig van God se goedheid, liefde, versorging in ons lewens. En ons loof en prys hom daaroor. Ons bou mekaar se geloof daardeur. En ja, omdat my verjaarsdag is, gaan ek sommer eers praat, nee, getuig. Ja, ek kan net getuig, laas jaar die tyd was daar in ons familie soveel onsekerheid in ons gesin. Ariad het nog nie werk gehad nie. Nee, Elsjebon moes nog 'n groot ITC eksamen in Kaapstad skryf. Ons moet nog haar daar gaan vestig. Sy's nog nie gevestig nie. Soveel onsekerhede. En ons het gegaan. Elsjebon het haar eksamen geskryf, geslaag, prys die Here. Haar daar in Ops afgelaai, Observatory, baie bang, want dit lyk nie so lekker daar nie. Nee, elke plek het ook maar sy plekke wat nie so veilig lyk nie, en daar gelos. En ja, en Ariadne het werk gekry. Werk gekry by 'n plek waar sy eers bietjie grondwerk moes doen, op grondvlak moes werk, en dis 'n goeie ding. En toe 'n paar maande later hierdie wonderlike werk wat net 'n paar kilos van haar huis af is, en wat sy so gelukkig is. Net hoe die Here net voorsien het. Was so onseker, maar die Here het net voorsien. Elsjebon is ook gevestig daar. En ja, en toe het ons nog 2 troues Augustus maand gehad. 2 troues en 1 begrafnis. Nee, julle weet van daai fliek, nee, ek weet ek het hom nog nie gesien nie, maar wat 2 weddings and a funeral? Is dit 4 weddings? Dat my sak dit nie kan maak nie. Nee, ons het 'n troues gehad, 2 skoonseuns bygekry,
Nou so wonderlik is gevestig daar ook. Hulle lyk my in 'n baie mooi plek. Ek gaan nou 'n bietjie ondersoek instel hier vroeg in Januarie. Hoe is die plek? Hou hulle hom in stand en is dit reg? En en hulle is getroud ook. Die Here het absoluut voorsien. Dit was sulke mooi geleenthede ook gewees. En ek prys die Here daarvoor. Wat 'n voorreg was dit vir my gewees. Die 2 begrafnisse wat ons gehad het, my moeder en my suster. My ma se begrafnis, die manier hoe my ma gesterf het, het soveel vrede gebring. En die Here het dit so bewerk dat ek by haar kon gewees het die middag voordat sy daai nag gesterf het. En die carer wat daarna gekyk het gesê, sy het die vorige aand nogal gesê, Stefan, waar is die weer gepraat? En ek kon toe by haar uitkom, het net uitgewerk. En my ma is rustig heen, het die Here haar heen gegaan. Sy het ontslaap, rustig heen gegaan. En toe 'n maand of wat later, toe is my suster skielik so siek, ook vinnig sy oorlede, maar ook daar het ons die Here se teenwoordigheid ervaar. En vir my voorreg gewees om al 2 begrafnisse te lei ook. Dis absolute voorreg en wat 'n troos het die Here ook gebring. Selfs my suster ook, dit was besoektyd gewees, 3 tot 4. Ons almal het gekom, haar kinders, al haar kinders, en kleinkinders van die kleinkinders was ook daar, en hulle het haar gegroet in besoektyd, en ek dink 4 uur, toe almal uitgaan, toe het hulle met haar begin werk, 4:15, toe het hulle die mense geroep. So die mense net gegroet, sy het gegroet. Ek kan ook selfs in dit ook, ek weet hulle is veilig by die Here. Die Here het hulle veilig heen gevang na sy ewige Vaderhuis. Ek loof en prys die Here daarvoor. So dit is absoluut kan ek getuig van die Here se teenwoordigheid, sy genade, sy liefde, sy versorging in my familie. Die gemeente kan ons natuurlik baie sê, die Kersfees in Claremont, wat nou November maand wat so besig was, nee, dit was die Kerssangdiens, dit was Kersfees in Claremont, daar was nog iets gewees ook. Dit was net hoe die Here net voorsien het. Die potjie kos was daar ook, en daar was nog 'n oorwinnaars ook gewees. Die Here is goed. Is goed, en ek wil net aan hom al die eer gee. En daar is hartseer ook, soos om 'n geliefde aan die dood af te staan. Maar dan sien jy ook die Here se hand. So in daai hartseer tye sien mens ook die Here se hand. Ja, dit is absoluut my getuienis. Hier in die middel van die jaar het ons geleentheid gegee die bedieningsleiers kom praat oor die bediening in die gemeente en te getuig wat die Here gedoen het. Hier is nou meer 'n persoonlike getuienis. En ons 'n volgende persoon wat voel om te kom, is welkom. Goeiemôre julle almal. Okay. Môre almal. Ek wil net vinnig sê waar myne einde vandaan kom my getuienis en dit. Ek het 2 jaar terug 'n nuwe werk begin. Okay. En ek het nie veel kontak met daai mense meer gehad en alles nie, ook nie met hulle suppliers en een van daai dinge nie. Okay, want maar net dit in gedagte, dis waar myne heen kom. Ek is ook altyd soos met die uitreike en goedes wat hulle mense doen, dan sê ek altyd, is onmoontlik. Jy weet, om te bereik wat jy moet kry in dit. Jy weet, partykeer kry mense maar daai negatiewe bietjie, en dink jy, it's not gonna happen. Ek sê baie keer vir Letty ook so, en dan sê Letty, nee, dit gaan gebeur. Jy weet, sy is baie sterker as ek in dit. Okay, soos maar nou net gedink. Toe nou met die uitreike en alles, Rihanna, hulle sit mos altyd op die fone, wat hulle nodig het vir die uitreike, wat hulle goed wil moet hê en dit. Ek het veel nie eintlik baie op my foon gesit, wat iemand, jy weet, om te wys wat ons nodig het nie. So die spesifieke, toe by die werk die dag was op 'n Vrydag, die 8 November, toe Rihanna stuur sy weer op die groep, wat hulle nodig het vir die uitreik. Ek sê, ek gaan nou maar die keer dit opsit. Ek sit dit toe nou maar op, en soos ek dit nou opgesit het, ek dink was omtrent 'n halfuur daarna, toe kry ek 'n oproep. Maar ek sien die foon, en ek het mos nie meer kontaks, ek kyk mos nie die kontaks op my foon wie het is nie, maar ek sien toe François, ek dog is François. Toe sien ek, nee, toe ek antwoord, en toe ek praat, toe is dit Engels, toe sê ek nie, François is nie Engels nie. Toe is dit 'n ander François, van waar ek voorheen gewerk het. Hy vra vir my, hy sê vir my, kan hy 'n donasie maak?
Ek sê, ja, definitief. Jy weet, want ons het nie kontak met hom. Sê ek, ja, toe sê ek vir hom, ek werk nie meer waar ek werk nie, want baie keer het ons 'n kontak gehad en dit goed gebring. Hy sê, nee, dis nie 'n probleem nie. Maak nie saak waar jy werk of wat ook al nie. Hy sê, jy weet, voorsien en dit. Weet ons vir die prit en die skerre en dit gewees. Dis sê ek, nee, ja, dis baie nice, maar jy weet, op die oomblik voel ek net deur my liggaam. So warm word en alles en dit te sê, dit weet hoe die foon neersit. Ek was daai dag emosioneel en ek die heel dag gewees. Jy kon met my getoer het, wat ook al gemaak het, nee, ek was regtig emosioneel. Ek het gewerk, wie ook al gebel het. Ek het nie meer met Rihanna gepraat. Ek glo Rihanna het seker nog steeds hy boodskap wat gehuil het die hele tyd om te so emosioneel was ek toe met haar gepraat het en vertel ek het met Letty gepraat. Ek het nadat by die werk, nee, het ek met almal gepraat daaroor, vertel ek. Ek gesê, die was wonderlik. Kyk wat het ek gedoen. Jy weet, asof hy vir my gesê het, nee, niks is onmoontlik nie. Nee, hy kan voorsien. Maak nie saak wat nie. Op daai tyd, so ek so emosioneel die hele dag is, nee, het my perspektief so verander. Eindelik. Nee, so dit maak nou nie saak wat gebeur in die lewe nie. Here sal voorsien, hy sal vir jou gee wat jy nodig het. Sien, nou as jy my nou gaan vra, nee, is onmoontlik sal ek vir sê nee, die Here sal voorsien. Want hy het my perspektief verander. Dis wat hy in my lewe gedoen het en al. Even Eugene het vir my gesê, het altyd vir my gesê, pa, sien, dis wat die Here vir jou doen. Hy het vir jou nou gewys, hy kan dit doen. Dis niks is onmoontlik nie. So dis ook wat ek sê, ek moet vir hom dankie sê dat hy daai in my lewe nou gedoen het en my perspektief verander het teenoor so ietsie aan dit. Jy weet, so dis vir my dankie te sê. Baie dankie julle. Ek is maar nou onlangs wat ons hier kuier, maar ons is mos een gemeente in Christus. So vir my, ek voel altyd tuis waar daar ander Christene is ek deel van die familie. So dis vir my baie lekker om hier by julle te wees ook. Ja, wat kan ek sê? Hierdie laaste jaar was met baie uitdagings, maar terselfdertyd ook baie voorsiening van die Here. So ons wil mos altyd, soos by die werk, wil jy graag 'n promotion hê en jy wil vooruit gaan en jy weet net voel jy groei en jy ontwikkel en dit gaan beter, maar saam met dit moet 'n mens maar altyd besef, daar kom meer verantwoordelikheid, meer uitdagings en jou karakter word daardeur gevorm. En ek moet sê, ek is baie dankbaar teenoor die Here persoonlik. Hierdie laaste jaar het hy baie vormingswerk in my gedoen, veral in die werksomstandighede, maar terselfdertyd, dis so lekker om net te weet, elke oggend wat ek daar in my kar sit, voor ek in die werk ingaan, dan bid ek maar altyd en praat met die Here, en net om te weet, die Heilige Gees vul jou met sy wysheid, hy vul jou met sy vrede, hy vul jou met vreugde. 'n Mens hoef regtig nie veel te doen om 'n getuienis vir die Here te wees nie. Jy moet net in daai verhouding met die Here elke dag staan. Want mense sien dit in jou lewe. Baie keer is ek al gevra, hoe met hierdie chaos hier om ons, hoekom lyk jy so kalm? Hoekom bly jy so rustig? Jy weet, en dit is waar ons regtig 'n getuienis kan wees, in hierdie tye van chaos en moeilikheid, en die Here het gesê, dinge gaan moeilik raak, né? Hy het nie aan ons beloof dat dit alles net 'n bed of roses gaan wees nie. Dinge gaan moeilik raak, maar hy het ook gesê, ek is saam met jou. Ek gaan jou nooit begewe of verlaat nie. Ek is jou helper. So, en ek wil net sê, julle ken my nie eintlik nie, so ek wil net sê, onthou jy toe Jesus sy disippels geroep het, dis vir my altyd so amazing, dat Jesus loop, en hy net vir 'n ou sê, hoorie so, Andrew, whatever, volg my. En hulle los alles. En hulle volg hom. Hulle het hom nog nie eens geken nie. Dit is wie Jesus in ons lewens ook is. Wanneer die Heilige Gees oor jou kom, wanneer die Heilige Gees Jesus Christus, die lewende Christus openbaar in jou lewe, dan kan jy nie help as om hom te volg nie. En dis my aanmoediging ook, jy weet, as jy dit nog nie ervaar het nie, vra die Here ook om deur sy Gees die lewende Jesus in jou hart te kom openbaar. Want
Hy is die mees aantreklike, most beautiful persoon in die hele heelal, kan 'n mens nou maar sê. Yes. En van daai dag af in 19, wat was dit? Dit was nogal in die weermag ook. 1984, in 'n klein Bybelstudie, heel onverwags, het die Heilige Gees so oor my lewe gekom en Jesus in my lewe openbaar. En ek kan eerlikwaar sê, ek was nooit dieselfde van daai tyd af nie. Prys die Here. En van daai tyd af is my lewe net te midde van al die goed, dit maak nie eers saak nie, want binnekant het ek hierdie vreugde van ek ken die God van die heelal in Christus. Ek ken hom, hy is myne, ek is syne, ek is okay. Ja. Jy weet, so ek wil julle maar net los met daai boodskap. En kan ek net vinnig iets sê? Sorry, ek weet ek praat lank. Toe ons die eerste keer hier kom kuier, ek en my vrou, het ek gevoel die Heilige Gees in die aanbiddingstyd, het die Heilige Gees vir my soos 'n woord gegee vir die gemeente. En wat hy vir my gesê het is, hierdie gemeente is so, wat ek gesien het in my gedagtes is, jy weet hierdie oudtydse pyle, aan die punt van soos 'n boog. En die Heilige Gees het vir my gesê, hierdie gemeente is soos 'n pyl in sy boog. Hy gebruik julle soos 'n pyl in sy boog, en julle is 'n wapen in God se hand. Moenie julle self onderskat, moenie onderskat wat die Here in en deur hierdie gemeente doen, in die gemeenskap nie, en moenie opgee om goed te doen nie, want dit is sy wil vir julle, en dis waar hy julle gebruik, en in due time, soos die Bybel sê, sal julle ook daarvoor beloon word. Ek wil maar net baie dankie vir daai woord, nee, daai beeld. Dis die tweede keer wat ek die beeld kry van mense wat eintlik nog nie in die gemeente is nie, van buite af. So is my absolute bevestiging, 'n pyl. Baie dankie. Hallo gemeente. Nou toe sê Lala, ons moet hier voorkom praat. En toe sê sy weet nie wat om te sê nie. Toe dink ek vir myself, Rihanna het nie met my gepraat nie, so ek hoef hier voor te kom staan nie. Maar ek het 'n swaar jaar gehad. En ek het baie gestres. 2 maande terug en toe beland ek in die hospitaal. Toe die ambulans my kom haal, het ek niks suurstof in my brein gehad. Toe het 'n bloedklont in my hart ingeskiet. En so 'n maand terug besluit ek stres vir niks. Hoekom sit ek nie al my probleme by die Here se voete neer? En dis wat ek van nou af gaan doen. Ek het Rihanna ook in die week, en toe sê ek vir haar, ek worry oor presente vir die kinders, vir die. So ek was Susie, wanneer gaan jy ophou? Jy sê jy sit dit voor die Here se voete neer, hy sal voorsien. En ek het vanoggend opgestaan met 'n goeie hart, ek het gebid, ek het niks stres gehad. En ek wil net sê vir die Here dankie, dat hy daar net was, en my kinders en my kleinkinders, en ek gaan nou weer ouma raak van Geraldientjie, sy swanger. Ek wil hom net sê dankie dat hy elke dag my 'n kans gee om weer wakker te word, voluit te lewe en te kan lief wees my kinders en al my kleinkinders. Dankie Here. Ek weet my skoonpa die dominee het nou klomp goed klaar gesê wat in Dariat nou ons werk gekry het en of hoe sy werk gekry het, hoe alles half uitgewerk het. Maar ag, hoe ek gesien het hoe die Here voorsien hierdie jaar met die troue, met alles, al was nooit 'n tekort en enigiets. Ja, partykeer dan werk ek hy budget so uit en dan sê ek soos, okay, hier gaan soveel wees, soveel en dan sê ek, okay, dan los vir die Here en dan bly dan nog oor aan die einde van die maand. Nou ek weet nie hoe dit altyd gebeur nie, maar ag, hy het net voorsien elke stukkie en dan ek weet selfs met die verlof daar het ons gedink, okay, ons gaan nou Ariadne gaan net soveel verlof hê vir die honeymoon en dan gaan ons nie regtig Kersfees verlof kan hê nie. En nou het sy verlof op Kersfees want daar werk het of die ding, hulle het dit soos beplan en toe het dit nie op die stelsel anders gebeur en nou is dit net toe word sy net verlof gegee. Ek weet, maar sy nou verlof. So, en dit is wonderlik. En die Here het regtig vir ons voorsien in alle aspekte van ons lewens. Yes. Ja, het was 'n besige jaar. Stefan het 2 troues gehad, ek het 3 troues gehad. En dit was so agter mekaar, ek moet sê, be careful what you pray for. Want ek het gebid dat my seuns vrouens moet kry, en toe, jy weet die Here het 'n sin vir Jemor ook. Toe kry hulle al 2 vrouens, en hulle trou 2 weke na mekaar. So dit was rof. Ek kan ook net, ek het baie dinge wat ek kan sê, maar ek sal dit kort hou.
Laas jaar kan ek weet nie of julle kan onthou toe my broer 'n leer gebreek het en hy het op sy hand geval en sy hand het hy baie seer gemaak en die dokters het gesê dat hy nie weer regtig gebruik met die hand sal hê nie en so het hulle dis maar staatshospitale en hulle het gesloer en hulle kon naderhand nie meer opereer nie en dit is te laat gewees en die hand was gestit en maar so het ons aanhou bid en toe is daar 'n spesialis wat hom gebel het die eendag en gesê het hy moet hom asseblief kom sien en hy het na sy hand gekyk en hy het gesê ek gaan jou verwys na Steve Biko toe na hierdie dokter toe, jy moet hom gaan sien want hy is nie op medies nie en hy is na die dokter toe en die dokter het gesê ja, hy is reg, hy kan opereer maar hy gaan net die hand kan stit so hy gaan hom nie kan buig of enige iets met die hand doen nie en sy werk is met sy hande. So ons het aanhou bid en ons het die Saterdag voordat hy moes ingegaan het die Maandag was ons weer na hom toe en terwyl ons daar was het sy dominee ook daar aangekom en ons het hande op hom gelê en hy is toe hospitaal toe en hy het 'n boodskap gestuur en gesê die dokter sê nee, hy kan niks doen. Hulle moet hom maar net sit en dis nou maar so. En dit was seker nie 'n uur later nie, stuur hy weer 'n boodskap. Toe was daar 'n tweede spesialis gewees en gesê daar's genoeg aan die hand wat hy kan gebruik. As hy klaar is met die operasie sal hy 90% van sy hand kan gebruik. En daar's sy hand reg. Hy werk met sy hand. So ons moet net volhard in gebed. Dan die groot ding, Kersfees in Claremont was vir my baie groot hierdie jaar. Ek kan sê, dit voel nie of ek het gereël het nie, dit was absoluut bonatuurlik, soos wat alles net by mekaar gekom het, ek was net 'n werker. As ons gebid het, soos wat Arthur ook nou getuig het, as ons gebid het vir iets, het die Here dit gestuur. As ons klere nodig gehad het vir 'n 5-jarige seentjie, so ek nou oproep gekry het en sê, hoor, hierso ek het vir jou klere kom haal, dan sit vir 'n 5-jarige seentjie. Soos die prit en die skêre, het ons het prit en skêre, ons het soveel nodig, en daar het Arthur, die man saam met wie Arthur gewerk het, gesê, ons sal dit voorsien. Elke keer as ons net moedeloos raak en sê, ons is nou moeg, ons krap rond in daai kamer en ons kry nou nie meer wat ons wil nodig hê nie, dan sal iemand sê, hoorie, soos julle daar, waar kan ek goed kom aflaai, of kom haal goed, of dit is so hier die heeltyd. Ons het op 'n stadium gedink, daar's nog soveel wat ons moet pak. En ons het net hierdie goed net, al daar gereël by Rodekraans Laerskool, die brief vir hulle gegee en die hoof het die leiers geroep en die leiers, dit was hulle projek gewees. In 'n week en 'n half het hulle soveel goed bymekaar gemaak dat hierdie stoep toe was. Hulle 2 kombies kom aflaai. Ek was in trane van net om te sien hoe wonderlik die Here is en hoe hy die hele ding, hy het ons nie een keer gelos nie, hy het die hele tyd voorsien in wat ons nodig gehad het. Hy het die hele tyd die wors, die 300 kilogram daai 300 kilogram wors wat hy voorsien het, hy het die fondse voorsien, hy het alles voorsien, hy het in oorvloed voorsien, dat daai kamer is nou nog voller as wat hy deur die hele tydperk was. So ons het nog genoeg om te begin met vir volgende jaar. Ek dink al die stories het julle al baie gehoor, maar na die tyd was die vyand weer baie lastig en hy het nie direk my kom aanval nie, maar soos vir die mense wat saam met my gewerk het aan hierdie projek, was daar aanvalle gewees van veral hierdie een vrou wat vir Geraldine bly hierdie boodskappe stuur en sê ja, kinders het hierdie gekry en hulle is nie baie gelukkig nie en as ons dit volgende jaar weer gaan doen, dan moet ons asseblief nie haar uitnooi nie maar baie geraas gemaak, maar daar het mense toe weer gebid daaroor en daai aand
2 uur word ons mos wakker en dan gaan nie al hierdie goeders deur 'n mens se kop toe, die Here my net gewys. Ek moet my nie steur aan die vyand nie, want die saad is geplant en hy wil nie hê ons moet verder aangaan met hierdie ding nie, en hy het my gewys hoe haal hy my uit hierdie, hoe lig hy my uit hierdie geraas uit, dat ek nie meer die geraas kan hoor nie, en hoe sy vrede net oor my stort. So van daai oomblik af was daar nie weer 'n aanval nie. So die Here is groot. So my geloof het versterk baie. Ek het ook geleer hoe kragtig gebed is. So ons moet volhard in gebed. Dankie julle. Dink ek, wat kan ek oor getuig? Wat besef ek, dit maak nie saak nie. Want die gees van dit, die hart van dit, daai dankbaarheid teenoor God, dis wat belangrik is. Dit is so lekker om dit alles te hoor, want dit bou mense op. Dit bou jou in jou gees op, weet, want jy raak ook excited. Ja, dis ons God. Dis ons God wat ons dien, dis hy. So ek wil net sê, 2 van my kinders is hierso, en ek sê so dankie vir hulle, vir Karel wat 'n paar jaar terug so verskriklik siek was, en hier sê vandag, sy's gesond, sy het 'n wonderlike man, hy is soos 'n seun vir my, en hy's 'n goeie drummer ook, en 'n baie goeie kunstenaar ook, ons net bietjie meer saam skilder, sal daarby uitkom, en ons is so 'n mooi fase in ons lewens, ek en Annelie, dit gaan so lekker, ons ouma en oupa, ek hoef nie met te stres oor werk nie, want ek is nou 'n voltydse skilder. So, maar dit is wat partykeer, ek moet baie bid vir die geld om in te kom, maar dis ook sjak, die Here te weer voorsien. Nes jy dink, ek weet nie wat vandaan kom, en kom Here, dan bel iemand jou, en dan is dit daar. So en iemand het nou net iets gesê, ek dink dit was William van vormingswerk. Die Here het baie vormingswerk, want ek het nou baie tyd in die oggend, wat ek lekker, ek sit Spotify aan, en kan ek of 'n podcast luister, of kan wonderlike musiek luister, dit is so lekker saam met hom, en ek het baie tyd vir bid. En ek het ook gedink aan Leon de Koker van die gebedsgroep, wat hy sê altyd, maar die Here is goed vir ons. Dan dit is so mooi om dit te hoor. Dit is so opreg, jy weet, die Here is goed vir ons. Dit is nie lekker om te kan sê, maar die Here is goed vir ons nie. Dit is wonderlik, ons is so bevoorreg, nee. So ja, dankie. Ek is jaloers op die mense wat alles so uit hulle vuis kan sê. Ek kan ook, maar dan praat ek of te veel, of ek laat goeders uit, in 'n geval. Ons loof ons Hemelse Vader vir sy seën die afgelope jaar. Ek het 'n paar dinge wat ek oor ons gemeente kan sê, en ook oor my persoonlike lewe, en dit gaan partykeer hier en daar deur mekaar, want ons persoonlike lewe is baie so vervleg met die familie, ons kerkfamilie. Ons is baie dankbaar dat die Here hierdie gemeente spaar en so gebruik in sy koninkryk. Dit is 'n seën, né? Want die finansies is altyd net so effens. Ons, as jy hoor van ander kerke wat hulle alles kan bekostig, en die seker diensgroepe of mense wat werk doen, kry ekstra toelaagie. Ons het nie daai weelde in ons gemeente nie. Elkeen bring maar wat hy kan. Baie dinge word hier verniet in hierdie gemeente gedoen. En dit is ook 'n seën van die Here, né, dat dit moontlik is. Dat so baie mense is wat kan help met bediening, sonder dat hulle 'n sakgeldjie daarvoor hoef te kry. Hulle doen dit net, want hulle doen dit vir die Here. Ons is baie bly met hierdie disippelskap kursus wat ons hierdie jaar kon aanbied. En dit is 'n uitdaging, en ons hoop dat ons vertrou op die Here, dat dit geseënd gaan wees, ook vir die nuwe jaar wat kom, dat ons nuwe mense by hierdie kursus kan voeg, en ons gemeente kan groei, en dat ons nog meer nuttig in die gemeenskap kan wees. Dat ons elke Sondag hier die erediens kan hê, en ook in die aand die bediening kan hê, dis 'n groot seën van die Here. En is lekker dat Ankie en ek daarbey betrokke kan wees. Dan weet julle weet dat ek deel is van die klasse, hulle gebruik my steeds as skriba, en ek moet korrespondensie hanteer. En nou die klasses, van julle weet wat is 'n klas is. Die NG mense praat van 'n ring, maar basies is dit net 'n groep kerke in Johannesburg wat saamwerk in die Gereformeerde Kerkverband. So is die hele land is so in klasse verdeel. Ons het die klasses groot in Johannesburg, en ons het 'n groot geskenk gekry hierdie jaar in hierdie klasses. Anonieme skenker het R1 miljoen gegee vir die klasses, om dit te verdeel vir mense wat finansiëel swaar kry.
En ons kon van daai geld kry in ons gemeente en ons kon verskillende mense in ons gemeente help wat finansiëel swaar kry as gevolg van daai anonieme skenking en dat ons klasses is vertrou met daai geld. En ons gemeente word ook vertrou met daai geld vir 'n gedeelte om lidmate hier te kan help. Dit is 'n groot seën. Ankie en ek het grootouers geword. Ons is groot, maar groot, julle weet, oupa en ouma. En toe was daar 'n geleentheid die afgelope jaar in Junie. Stefan het net die gedagte gekry. Hy sien vir ons en Lydia en Roan en Amelia, die babietjie is hierso. Hy sê, ja, dis nou die geleentheid. Julle moet nou 'n seën kom uitspreek. Ons het dit toe gedoen. Dit was 'n groot vreugde. Ek is julle weet mos, jy het persepsies van hoe jy dink dinge lyk en dinge gaan swaar, soos byvoorbeeld die teologiese skool in Potchefstroom, kon nie meer deel wees van die universiteit nie. Die teologiese skool van die Gereformeerde Kerk, die universiteitsbestuur van Potchefstroom het gesê, ons moet julle kursusse goedkeur. Nee, sê die teologiese skool Potchefstroom, het kan nie so werk dat die staat ons kursusse moet goedkeur nie. God moet ons kursusse goedkeur. En toe het die Gereformeerde Kerk was in 'n posisie wat hulle nie meer saam met die universiteit kon werk nie. So nou is daar die Gereformeerde Akademie gestig. So dit was 'n groot uitdaging. Maar weet julle, jare terug het die Here geweet hierdie ding gaan gebeur. En deur sendingwerk uit Nederland en Potch die Bult kon 'n selfstandige Gereformeerde teologiese skool tot stand kom, die Mukanyo Theological College, wat privaat gefinansier word. 50% kom uit Amerika en 'n ander omtrent 20% kom uit Europa en 'n groot deel kom uit Afrika. Dis nie net Suid-Afrika wat daai teologiese opleiding sponsor nie. En dit kom al jare wat van ons lidmate was daarbey betrokke. Ek is tans op die raad, maar ek weet Johan en Annette Miller, hulle het mense geborg om daar te gaan studeer. Die hoofsentrum was eers in KwaMhlanga, noord van Pretoria, maar dit het versprei, né? Daar's nou 'n kampus in Pretoria, daar's 'n kampus in Johannesburg, Braamfontein, daar's 'n kampus in Rustenburg, daar's 'n kampus in Durban. En hierdie jaar, aan die einde van hierdie jaar, November, het ons die huurkontrak gefinaliseer vir 'n nuwe kampus in Kaapstad, in Mowbray, naby die universiteit. Dit is wonderlik dat daai gereformeerde opleiding is belangrik dat jou predikante, dat hulle goeie, gereformeerd, Christelik gefundeerde opleiding kry. En wat Mukanyo ook so uniek maak, nie alleen dat hy al klaar, dat die Here al lankal daarvoor voorsiening gemaak het nie, maar dat hy fokus veral op die platteland. Daar is so baie bedieninge daar, die mense kan nie die teologiese opleiding van Potch bekostig nie. Mukanyo fokus om daai mense te help, die platteland, reg oor Suid-Afrika. En ek was hierdie jaar by 'n gradeplegtigheid gewees, weet julle, daar is studente van Zimbabwe en Zambia, Malawi, wat hierdie kursusse volg en al die pad kom vir 'n gradeplegtigheid hierdie jaar. Daar was omtrent 30 BTH studente hierdie jaar wat graad gekry het. En die meeste van hulle was almal swart mense, swart mense wat moeite doen om meer te leer van die Here. En onder moeilike omstandighede doen hulle studie by hierdie teologiese college. Dis 'n wonderlike seën van die Here. So ek is baie dankbaar dat daai werk groei, nie net in Suid-Afrika nie, maar selfs in die hele Afrika is besig om betrokke te raak by die opleiding. So terwyl jy gedink het, wat gaan nou met Potch gebeur? Ag nee, jette, dis nou die einde van die wêreld. Nee, die Here sorg. Die Here maak 'n plan. Ek is ook dankbaar, dat ons van ons gemeentelede is betrokke by hierdie gevangeniswerk. Ons lees in die Bybel, wanneer het julle my in die gevangenis besoek? Dit is
Dis 'n uitdaging. Hoe raak jy betrokke by gevangenes? En hier is hierdie wonderlike Christelike program, die Crossroads Prison Ministry program, wat al landwyd aangebied word, en van ons lidmate is daarbey betrokke. Dis 'n baie groot seën. Ek is baie dankbaar vir dit. Dan 'n bietjie persoonlike dinge. Ankie se ma, Alida, my skoonma, is op 4 Januarie oorlede. Dit was swaar, maar sy moes by die Here wees en ons het 'n wonderlike dankdiens belewe. Kort daarna, Februarie, het my oudste dogter, ons oudste dogter, maar die het met Willem getrou, en 4 dae later is Amelia gebore, en 12 Oktober het Esther met Dandrey getroud. Die seuns is Christene, ons is dankbaar daarvoor, en ons is finansiëel 'n bietjie armer as wat ons in die begin van die jaar was. Jy weet mos, in Afrikaans jy kry 'n bietjie swaar. Eintlik bedoel jy kry baie swaar, maar ek kry nie swaar nie. Maar ons is 'n bietjie ons het minder kontantvloei as wat ons die begin van die jaar gehad het. Daar is ons het ook vriende verloor, né? Deur mense wat by die Here gekom het. En ons het hulle gedenkdienste bygewoon. Ons het Emma Kreur, sy het hier kinderbediening gedoen. Nico van der Walt, weet julle, het 'n paar keer hier opgetree. Hy is oorlede hierdie jaar. Ons kon die diens bywoon. En ek gaan dit noem. Ons het die gedenkdiens gehad vir Chancel. En ons kry elke keer swaar as ons daaraan dink, hierdie tyd van die jaar, né? Toe het sy nog gelewe, sy was saam by my gewees. Dit is swaar, maar ons moet dit noem, want sy was deel van ons lewe. Sy het ons ryk gemaak met haar teenwoordigheid. En ons sê vir die Here dankie vir haar. Ons sê die Here dankie vir haar. En hierdie tyd het die Here julle weer geseën, hè? In hierdie swaar tyd. Jy het 'n swaar operasie gehad, Welna. Hier is jy alweer terug in die diens. Die Here het jou wonderlik bewaar. Ons sê dankie vir die Here vir dit. En ons sien saam met julle uit nou na die troue van Sandra. En wat is haar aanstaande man? Danny. Ons sien saam met julle daarna uit. Ons vra nog steeds vir die Here, hoekom het dit so gebeur? Maar ons vertrou hom. Ons vertrou hom want hy is lief vir ons. Hy het sy lewe vir ons gegee. Ek kon nie net vir Nico en Emma noem nie. Ek moes vir Chancel noem. Ons mis haar baie. Julle weet dat ek het groot skrik gehad. In einde September, begin Oktober, ek het dalk pankreaskanker gehad. En toe het dit gebleik nie so te wees nie. Maar wat so besonder was, né, is dat julle die gemeente het vir my gebid. En dis wat belangrik is van hierdie gemeente. Ons dra mekaar se laste en ons dra mekaar se vreugdes. Dis baie spesiaal om in hierdie gemeente te wees en ons dank en ons loof en ons prys die Here. Dankie vir julle elkeen. En ek voel ons wil spesifiek nou vir julle bid, vir julle as gesin. Kan ek die wat wil kan hier na François en Welna toe kom en net ons hande op hulle sit en saam bid. Ja, Vader, ons het baie vrae, Here. Maar Here, ons weet sy is veilig by U. Daai boodskap soveel kere oor en oor gekry, Here. Selfs van die ander jeug, haar vriende, het gesê, het vrede gekry. Het heb ook weer daar in die berge dit gehoor. Het vrede gekry. Weet van self, is veilig by U. Sy het ons net vooruit gegaan. En ook haar, Here, heen gaan na U toe, Here, daar is soveel getuienisse, soveel kragtige getuienisse, hoe U, Here, kragtig in en deur haar gewerk het. Geestelik was sy 'n reus, Here. Hoe sy vir daai vorige Kersfees in Claremont, Here, vir elke kind armbandjie gemaak het.
op haar eie. Hoe sy gesê het, maar sy wil hier betrokke wees, Here, want sy het hier 'n verskil gemaak. In hierdie gemeente, Here, het U haar gebruik om ons almal aan te raak, oud en jonk. Here, ons loof en prys U vir Chancel. En Here, ons weet ook, U ken 'n ouer se hart, wat 'n kind aan die dood moet afstaan. U ken dit, Here. En daarom kom ons met vertroue hierdie papa en mamma en U in U hande plaas, Here, en ouma ook. Here, en weet ook, Here, U verstaan, en ons bid spesiale genade en liefde en troos oor hierdie familie, Here. Dankie dat ons ook saam met hulle die pad kan stap. Dankie dat ons kan sê, maar ons is boeties, broers en susters in Christus van mekaar. En Here, ons bid U troos, U genade, U liefde, Here, dat U sal gee wat nodig is. Seën vir François Welna en Annetjie, Here. Seën hulle, Here, en Ruben. Here, omvou hulle met U genade en U liefde, Here. Here, ons sê dankie dat ons weet, Chancel lewe nou voluit. Sy het haar skepingsdoel intens en met oorgawe uitgeleef hier op aarde. En sy die oorwinnaarskroon. En sy moedig ons ook nou elkeen van ons aan, oud en jonk, om te volhard op die pad van geloof. In Jesus se naam. Amen. Ja, ek wil net gou, ek was van plan om op te staan om getuies te lewer en vir julle verduidelik wat krag van gebed is. Maar toe dit nou anders uitgedraai en toe voel ek moet met julle dit vir julle verduidelik. Soos julle weet, ek en Rihanna, ons is besig met die uitreike en wat ook al. En ons was eendag is ons in Vrededorp. En ek het dit vir Stefan en vir die ouderling gesê, ons is in Vrededorp. En ek glo julle weet almal wat se werk ek gedoen het, en so ken ek toe 'n ou daar so in Vrededorp, en hy kom na my toe, en hy vra vir my, oom Chris, wil jy nie net gaan luister na hierdie tannie se storie nie, want iets klink nie lekker nie. En ek sê natuurlik, jy weet, ons is daar vir uitreike en wat ook al, en ek luister. Toe is die tannie se seun gearresteer, daar in Midrand vir iets wat hy blykbaar gedoen het, en sy vertel vir my die storie, en ek sê vir tannie, dit klink nie vir my lekker nie, maar sy vra vir my, kan jy vir my seun bid? En ek sê, tannie, jy moet een ding onthou, ek kan nie bid, laat hulle jou seun gaan loslaat nie, maar ons kan bid vir geregtigheid. Dit is al waarvoor ek kan bid, want ek luister na die storie, dit maak nie vir my sin nie, en daar word gebid vir geregtigheid. Al wat ons vra is geregtigheid. Laat geregtigheid geskied. So wat ek probeer sê is, baie keer bid ons vra vir voorsiening, en ons vra vir enige iets, maar ons vra nie net vir geregtigheid nie. En wie meer kon gevra het vir geregtigheid by Jesus? Daar was nie geregtigheid by hom nie, hy was net geoffer, jy weet, en ek vra toe vir geregtigheid. En die tannie draai om, en sy stap huis toe, en ek staan en kyk vir haar so, sy stap huis toe, ek kry som hoendervleis, en sy draai onmiddellik om, sy gaan in die huis en sy draai om, sy hardloop na my toe, sy sê vir my, jy sal nie glo nie, toe ek by die huis instap, toe lei my foon, toe bel die polistasie, en hulle sê my kind is op pad, terug huis toe, want die saak is teen hom teruggetrek. Toe sê ek vir tannie, jy besef wie is hier verantwoordelik. Ek sê, want toe begin sy net vir my sê, dankie, ek sê, nee, dis nie ek nie. Die Here het geregtigheid laat geseëvier. So, as ons bid, ons kan vir so baie dinge vra, maar jy weet, die Here werk, of hy werk oor 'n lang tydperk, of hy werk onmiddellik, want daar het hy onmiddellik gewerk, was 'n kwessie van 5 minute, toes die kind losgelaat. So, al die eer aan die Here, want dit was net die Here gewees. Kom ons sê dankie vir die finansies. Here, ons kom hier na U toe, Here, en hier in die huis, ons het vandag sulke pragtige belydenis gehoor, en getuienis gehoor, Here, en ons weet U het die hand in alles gehad, Here.
Here, en daarom kom ons as 'n gemeente, as 'n liggaam van die Here, en ons sê dankie vir elke offerande wat ingekom het vandag, Here. Geef vir ons die krag, geef vir ons die wysheid, Here, om dit te gebruik, om nog verder u koninkryk uit te brei, Here. Here, en ek vra, Here, ek voel dat ons gemeentelede wat op die paaie is, Here, ek vra, Here, hou jy bewarende hand oor ieder en elk van hulle, Here. Vou hulle in die arms toe, vou hulle in die mantel toe, en bring hulle veilig terug na ons geliefdes toe, Here. Here, dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie dat ons weet dat U ons liefhet met al ons foute, Here, en ek bid alles in die kosbare naam van ons Jesus Christus. Amen. Ja, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, wat mens geword het om al ons sondes op hom te neem en daarvoor te betaal aan die kruis en op te staan uit die dood. En ook die liefde van God die Vader, wat ons so lief gehad het, om sy seun vir ons te skenk. En die teenwoordigheid, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by ons elkeen wees en bly, en sal ons nooit verlaat of in die steek laat nie. Seën jou.